Dag sê al die pen in die hand mense. Vandag gaan ons voort met spoorstawe en signale, hoofstuk 3, voorgelees en geskryf deur Sarita Pieterse. Gertruida vryf ongemaklik oor haar nek en trek vir die soveelste keer haar potloodromp reg. Sy is ontbied na die 9de vloer. Moes stiptelik om 9 uur gewees het, om meneer Vry te sien. Maar hy moes dringend aandag aan 'n ander saak gee en het gevra dat sy om 'n paar minute verskoon. Sy het nog geen idee wat sy regtig reg of verkeerd gedoen het nie, maar sy vermoed dit het te doen met die leer wat hy met die inspeksie by haar geneem het. Sy moes liewer niks gesê het nie, dink sy spytig. Sy wou dit nog gebruik het as deel van haar verhandeling en nou is sy al haar harde werk kwyt. Sy streel in gedagte oor die gladde mahoniehout lesenaarblad. Ja, dit is mooi nie, klink Gerard Vry se stem van die deur af op. Sy kyk hom vraend aan, nie seker waarna hy verwys nie. Hy duw met sy kop in die rigting van die lesenaar. Die hout, suiwer mahonie, ingevoer uit Indië. Gertruida knik net en sê skugter, ja meneer, dit is baie mooi. Hy nooi haar om te sit. Sy merk dat hy haar leer by hom het, asook 'n heel wat dikker een. Hy sit dit eenkant neer en glimlag geruststellend vir haar. Ontspan juffrou Potgieter, jy is nie in die moeilikheid nie. Inteendeel, ons wag net vir meneer Dykstra. Voor Gertruida nog kan besluit hoe om hierop te reageer, gaan die deur weer oop en tree Albert Dykstra na binne. Sy kan dit nie help nie, die man maak 'n geweldige indruk op haar. Dit laat haar skoon lighoofdig voel. Sy dink aan die ironie, dat sy die mense feitelik nooit sien nie, en nou sommer 2 keer binne 'n week. Hy glimlag vriendelik vir haar, en neem in die ander stoel voor die lesenaar plaas. Juffrou Potgieter, ek moet jou geluk wens met 'n knap stukkie werk, laat hoor hy terwyl Gerard Vry vir hom die leers aangee. Hy blaai weer vlugtig daardeur en vervolg. Ons is baie beïndruk met jou raak opsomming en die manier waarop jy die probleemareas uitgelig het. Jou voorstelle is eenvoudig en maak soveel sin, ek kan nie glo dat niemand al voorheen daaraan gedink het nie. Gertruida sê skaam dankie, nie seker waarop die gesprek afstuur nie. Jy het dalk al van die moontlikheid gehoor dat die lugdiens by ons ingelyf gaan word. Die idee is om al die vervoerafdelings onder een vaandel te verenig as die SAVD, Suid-Afrikaanse Vervoerdiens, met die oog op privatisering. Dit bring mee dat daar groot audits gedoen sal moet word, in die algemeen sowel as forensies. Ek het navraag gedoen by die universiteit oor jou, nadat jy ons so beïndruk het met jou verslag. Dit is waar ek toe uitgevind het van jou besondere belangstelling in forensiese audits. Iets waarvan min tot op hede die kennis of vaardigheid besit, en iets wat ons met die samesmelting baie beslis gaan nodig kry. Gertruida se ore begin suis. Sy het vaagweg 'n idee begin vorm waarop meneer Dykstra afstuur, maar sy is so bang sy verstaan verkeerd. Dus vra sy versigtig. Meneer Dykstra, hoekom is ek hier? Albert Dykstra kyk haar met dodelike erns aan en sê, ons wil hê, jy moet vir ons die forensiese audit lei. Jy sal natuurlik 'n span kry om jou by te staan, maar jy sal aan die stuur wees van sake. Dit gaan 'n projek wees wat sowat 2 jaar gaan neem om af te handel. Ons sal jou natuurlik ook stuur vir opleiding, alhoewel jy die ideale kandidaat is en oor goeie agtergrondkennis beskik. Besef ons darm ook dat so 'n groot projek oorweldigend kan wees. Daarom dat ons wil hê dat jy moet gaan kers opsteek by die forensiese auditeure van Kingsley en Vennote in Londen. Hulle is tans een van die leiers op die gebied. Dit raak te veel vir Gertruida om in te neem. Sy staan na haar baas asof hy haar in Mandaryns aanspreek. Soos 'n idioot vra sy, Londen? In Engeland? Meneer Dykstra stel haar gerus, jy hoef jou oor niks te bekommer nie, juffrou, ons sal alles reël. Ek stuur ook iemand saam wat jou sal touwys maak. Uit die aard van die saak skuif jy sommer môre al oor na die 9de vloer. Eie kantoor, eie sekretaresse, aansienlike verhoging. Toe Gertruida, wat sê jy? Dit is 'n groot geleentheid vir bevordering.
Soos 'n outomaat stem sy in en vra om verskoon te word. Sy het tyd nodig om wat pas gebeur het te prosesseer. In haar wildste drome het sy nooit kon dink dat sy soveel opgang sou maak nie, wat nog te sê so vinnig. Die volgende dag op pad werk toe tref dit haar eers ten volle. Sy is so opgewonde dat sy nie die eisige kyke van haar kollegas op die 7de vloer dadelik opmerk nie. Eers toe sy haar kantoortjie binnegaan en Dewald die deur ferm agter haar toestoot, kom sy agter, hier is 'n skroef los. Wel. Klein Gertie gaan ons verlaat. Die kloosterkoek kry toe die grootste promotion van almal. Lekker man, Gertie. Wat het jy die groot baas beloof, hè? 'n Bietjie van daai lekker lyf wat jy kamstig so toehou. Dewald kom stadig suggestief nader, al hoe nader aan Gertruida. Sy roer nie 'n aks nie. Haar vrees vir die man met sy al ewige smerige insinuasies onderdruk sy met bo-menslike krag. Sy besef, as sy nou ingee, laat sy toe dat hy die oorhand kry. Dewald lek oor sy lippe. Daar is geen twyfel oor wat hy beplan nie. Maar die oomblik toe hy haar met sy onderlyf teen die lesenaar probeer vaspen, lig Gertruida haar knie met mening tot in die sagte rondings tussen sy bene. Dewald vou dubbeld van die pyn. In dieselfde oomblik dat hy vorentoe vou, kom sy neus teen dieselfde knie te lande met dieselfde intensiteit en 'n tweede golfpyn sidder deur hom. Gertruida trek hom aan sy das regop, haar gesig millimeters van sy nou bebloede bakkies af en sis. Ek het jou reeds voorheen gesê, ek kan vir myself sorg. Gemaak jouself skoon en as iemand jou vra, dan sê jy vir hulle, Klein Gertie Potgieter het jou so gebliksem. Ek hoop regtig jy hoef nie hierdie les weer te leer nie. Dit raak nou afgesaag. 'n uur later kom klop 2 van die klerke van die 9de vloer aan haar deur. Meneer Dykstra het hulle gestuur om haar te help trek. Gertruida het nie veel om saam te neem nie. Dewald en die res van die 7de vloer kyk haar net stuurs aan. Gertruida verlaat die 7de vloer sonder om links of regs te kyk. Sy gaan hulle beslis nie mis nie. Op die 9de vloer wag 'n vriendelike brunet haar by die huisbak in. Sy stel haarself voor as Janet Bouwer, haar persoonlike assistent. Janet lei die weg tot by haar kantoor. Buite op die kantoordeur is 'n naambordjie aangebring. Mevrou G. Potgieter, hoof forensiese ouditeur. Sy gaan die kantoor binne en vergaap haar byna aan die weelderige mahonie-lesenaar, net soos die een in Gerard Vrye se kantoor. Regs van haar op die hoek van die lesenaar staan 'n elegante deurskynende glasvaas gevul met wit lelies. Die kaartjie daarneffens lui: Welkom op die 9de vloer. Ek glo en vertrou dat ons 'n lang vrugdraande pad sal saamstap. Sterkte, moenie huiwer om hulp te vra nie. Ons help graag. Beste wense, Albert Dykstra. Die soet geur van die lelies hang die hele kantoor vol. Gertruida dink by haarself dat sy van vandag af immer die reuk daarvan met hierdie dag sal assosieer. Taamlik onseker stap sy om die lesenaar en gaan sit versigtig op die luukse kantoorstoel. Voor haar is 'n splinternuwe dagboek, ook met haar naam in goue letters geëmbosseer. Ewe skielik is sy heeltemal onseker van wat om te doen. Voel sy totaal uit haar vaarwater uit. Janet kom genadiglik tot haar redding. Sy hou dadelik van die innemende en duidelik bekwame jong vrou. Janet glimlag geruststellend vir haar. Toe maar juffrou, ek kan sien u is nog baie vreemd. Moet u nie bekommer nie. Dit is my werk om vir u rigting te gee en te sorg dat u dag produktief en glad verloop. Vir die volgende 2 ure het u net nodig om vertroud te raak met die nuwe omgewing en ek kom u net nou op hoogte van sake bring. Die belangrikste is die vergadering met die topbestuur net na ete om reëlings te tref vir die voorgenome reis na Londen. Maar nou gaan ek eers vir ons tee haal.
Die vergadering na ete verloop glad, behalwe vir een onaangename detail. Die persoon wat haar vergesel op haar reis na Londen is niemand anders as Benjamin Rademan, haar oud departementshoof, die man wat haar nie kon verdra nie en op 'n daaglikse basis fout gevind het met alles wat sy gedoen of nie gedoen het nie. Hy wat soveel moeite gedoen het om haar minderwaardig te laat voel. Haar moed sak in haar skoene. Sy het so uitgesien na haar tyd in Londen en nou hierdie donker wolk. Kort na die vergadering laat weet Janet oor die interkom dat meneer Rademan hier is om haar te spreek. Sy rol haar oë dakwaarts soos 'n verveelde tiener, maar laat vroom weet dat Janet hom tog maar moet laat binnekom. Benjamin kom die kantoor binne. In sy hand hou hy 'n pot vol bloedrooi poinsettias. Getreida kyk hom vierkant in die oë en dan af na die plant in sy hande. Ha, jy kom vrede maak. Vir die eerste keer sien sy die swem van 'n verleë glimlag om sy mond. So terloops merk sy dat hy eintlik baie aantreklik is, as hy nie permanent met 'n bevoetende uitdrukking op sy gesig loop nie. Benjamin kyk ernstig na haar. Jy moet verstaan, dit was indirek my manier om jou te beskerm. Ek het self 'n suster wat haar in 'n beroep begewe het waar mans dominant is, geneesheer. Ek meen, selfs die benaming is manlik. Ek weet hoeveel moeiliker dit vir haar is en hoeveel harder sy moet werk. Ek weet ook hoe onregverdig my optrede vir jou mag voorkom. Ek het gedink, as ek jou druk om beter te doen, sal dit dalk help, al voel dit nie so nie. Gertruida is nie oortuig nie. Ek weet darm nie. Jou optrede het darm te dikwels vir my gevoel na doelbewuste vernedering. Benjamin knik. Ja, wat dit ook was. Ek het geweet dat jy bitter vinnig 'n dik vel sal moet ontwikkel. Vir jou eie beswil. Gertruida draai haar kop skuins en antwoord uit die hoogte. En nou moet hierdie pot rooi blomme sommer net die pad glad stryk. Alles vergewe. Sommer net so. Dit klink nou vir my baie gerieflik na 'n redelik aanvaarbare, alhoewel flou, verskoning meneer Rademan. Nou dat ek en jy op gelyke voet is en jy dalk self 'n bietjie aan die ontvangkant van jou eie medisyne kan wees. Benjamin voel hoe die ongeduld onder sy kraag begin roer, die verdomde klein rissiepit. Hy het mos nou verduidelik. Hy byt egter op sy tande en antwoord weer gelate. Goed, toegegee. Ek verdien jou wantroue sekerlik. Kan ons ten minste probeer? Jy hoef nie van my 'n vriend te maak as jy nie wil nie, net maar 'n kollega. Teen wil en dank gaan ons nou saam Londen toe. Daarna gaan ons vir 'n onbepaalde tyd baie nou moet saamwerk. Ons is dit aan onsself en die projek verskuldig om in vrede te probeer saamwerk. Gertruida kyk hom steeds wantrouig aan, terwyl sy stadig om die lesenaar loop en reg voor hom gaan staan. Ek neem aan jy het gehoor wat tussen my en Dewald Gerber gebeur het. Benjamin knik terwyl hy 'n glimlag probeer verberg. Gertruida gaan voort. Dan sê ek nou vir jou wat ek vir hom gesê het. Ek het nie iemand nodig om vir my uit te kyk nie. Ek kan vir myself sorg. Dit sal jou die moeite loon om dit te onthou. Moet my nie onderskat nie. Sy lig haar hand om syne te skud. 'n Skietstilstand dus. Dit beteken nie ek vertrou jou nie, maar goed, soos jy inderdaad uitgewys het, ons moet probeer saamwerk. Wie weet, dalk lewer dit iets positiefs op. Benjamin neem die klein handjie in syne, kyk af in haar grys oë, met verdoemende gevolge. 3 weke later sit Benjamin en Gertruida uiteindelik op vlug 492 van die SAL na Londen. Gertruida kan haar opgewondenheid nie keer nie. Behalwe vir die geleentheid om haar verder te bekwam by een van die beste firmas in die wêreld, is dit haar eerste reis per vliegtuig en ook haar eerste reis in die buiteland in. Die atmosfeer is gelaai met nuwe vooruitsigte, nuwe ervarings en emosies waaraan sy nog nie 'n naam kon gee nie. Sy is nog te hardkoppig om dit te erken, maar die man wat langs haar vasgegord sit, is na alles tog iemand met wie sy nie onwillig al hierdie nuwe ervarings meemaak nie.
Dit is nie Benjamin se eerste reis Londen toe nie. Hy is dus bekend met wat werk en wat vermy moet word, hoe om die meeste te maak van hierdie ervaring. Om die een of ander rede is dit vir hom belangrik dat Gertruida aan hierdie tyd sal terugdink met aangename herinnering. In die 3 weke, sedert hulle gesprek daar in haar kantoor, het hy redelik veld gewen om haar wantroue te laat afneem. Hulle het selfs 'n keer of wat saam middagete geniet. Hy verstom hom daagliks aan haar kundigheid en analitiese manier van dink en moet erken dat dit 'n plesier is om saam met haar te werk. Hulle tyd in Londen raak onvergeetlik. Hulle leer ontsettend baie. Alhoewel hulle die meeste van hulle tyd tussen syfers in kantore deurbring, is daar tussendeur meer as genoeg tyd vir ontspanning en verkenning. Gertruida, syne die leek, laat al die reëlings aan Benjamin oor. Hy reël vir hulle 'n vaart op die Theems, 'n daguitstappie na die klipformasies van Stonehenge, besigtigings van Westminster Abdij en die St. Paulus Kathedraal. Hulle woon selfs 'n opvoering by in die Londense Colosseum en gaan eet daarna legendariese vis en skyfies by Poppy's Fish and Chips. Op hulle laaste dag voor hulle terugkeer na die Republiek, neem hy haar op 'n asembenemende fietstoer deur die lowergroenparke in die suidweste van Londen. Hulle eindig by Whaddon Ponds, waar hulle heerlik piknik hou en die eende voer. Gertruida kyk weer na die mooi donker kopman langs haar. Sy dink weer aan hoeveel aantrekliker hy lyk as hy ontspanne is. Ek het vir jou iets gekoop, om dankie te sê dat jy soveel moeite gedoen het, sê sy en oorhandig 'n kleinerige pakkie aan hom. Hy maak dit onhandig oop. Dit is 'n Joseph Rogers knipmes met 'n parelskulphef. Ek het dit gekoop die dag toe ons Stonehenge in Sheffield besoek het. Jy het gepraat van die mes wat jou pa altyd met hom saamgedra het. Nou kan jy ook, vir al die biltong wat jy nog vir my moet kerf. Benjamin kyk sag op haar neer. Neem die prentjie voor hom in om dit nooit te vergeet nie. So jy vertrou my darm al genoeg om vir jou biltong te kerf, op 'n gereelde basis. Gertruida kyk na hom terug met dieselfde sagtheid. Ja, Benjamin, ek vertrou jou, sê sy eenvoudig en kyk ongemaklik weg. Dankie, Trui. Dit is een van die kosbaarste goed wat ek al ooit as geskenk gekry het. Jy het geen idee wat dit vir my beteken nie. Ek het vir jou ook iets gekoop, maar dit sal moet wag tot ons terug is in Suid-Afrika, wanneer die tyd reg is. Intussen is dit belangrik dat jy moet weet dat jou vriendskap vir my baie kosbaar geword het. Hulle vertrek die volgende dag terug huis toe. Dit wat hulle geleer het is van onskatbare waarde en hulle is opgewonde om hulle nuutgevonde kennis te gaan implementeer en oor te dra. Hulle albei besef dat hulle in mekaar hegte vriendskap gevind het. Vriendskap wat die potensiaal het om soveel meer te word. Die vonk wat tussen hulle bestaan het nie veel nodig om in 'n onblusbare vuur te ontaard nie. Benjamin voel opgewonde oor die vooruitsig om hierdie uitsonderlike meisie die hof te begin maak. Daar is by hom geen twyfel oor waarheen dit kan lei nie. Gertruida is besig om dieselfde mymeringe te koester terwyl hulle besig is om te land. Die tyd saam met Benjamin in Londen het haar laat besef dat daar so baie is om nog te beleef, dat die lewe 'n wonderlike avontuur is met al sy hoogte en laagtepunte, maar dat niks daarvan betekenis het as 'n mens dit alleen moet doen nie. Die behoefte aan iemand om die lewe mee te deel, word vir die eerste keer in haar ambisievolle lewe vir haar 'n werklikheid. Die afstap op eie bodem is die aangename tyd in Londen ten spyt 'n heerlik verwelkomende ek is tuis ervaring. Soos 'n koppie boeretroos na 'n lang vermoeiende dag. Opgewonde om die lewe in al sy fasette aan te pak, stap Benjamin en Gertruida deur die douane. Benjamin is op die punt om aan te bied om haar huis toe te neem, toe 'n opgewonde blonde koppie gillend op Gertruida afstorm. Truitjie! Gil Karin opgewonde terwyl sy spontaan vir Gertruida om die nek gryp. Agter haar kom Piet van Staden meer besadig nader. Hallo Truitjie, ons het jou kom haal, groet Piet haar. Die aanbidding en verlange in sy oë ly geen twyfel nie. Gertruida stel die mans aan mekaar voor en voel onmiddellik die onderliggende spanning aan.
Dan groet ek maar, sê Benjamin bot terwyl hy sonder omhaal omdraai en aanstryk na die uitgang. Die ou, ontsierende frons terug soos 'n lastige brommer. Word vervolg. Hier is nou weer 'n heeltemal nuwe komplikasie. Wat te joos gaan hier gebeur? Ons sal moet wag en sien. Julle moet 'n heerlike naweek hê. Bly binne, bly warm. Ek sien die ysbere is op ons voordeur. Mooi bly. Tata.